my hande het. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend weer hier by julle met die titel Verheerlik God. Sou jy graag God wou verheerlik in jou lewe? Wil jy hom eer gee, sy beeld uitstraal, God trots maak op jou, né? En sodoende, omdat jy hom groot maak, omdat jy gehoorsaam aan hom is, so verheerlik jy hom. Maar hier's nou 'n gedeelte uit die Bybel wat hy sê, as jy dit doen, dan verheerlik jy spesifiek God. En weet jy wat, ek wil vir jou sê, dat dit sal welgevallig voor God wees, as jy dit doen. Nou kom ons gaan kyk na Johannes 15, en ek wil vir jou hierso lees, van vers 7. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Nou sê hy in vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Hierso is dit julle. Wil jy die Here verheerlik? Hierin word my Vader verheerlik, eer gegee, opgelig, groot gemaak, dat julle baie vrug sal dra. Nou kan jy vir my sê, ja, maar wat se vrug? Wat se vrug moet ek dra? Ek gaan vir jou lees, né? In Galasiërs 5, ek hoop jy ken dit al uit jou kop uit, dat jy nou vir my sê, jy hoef dit nie vir my te lees nie, ek kan dit sommer vir jou opsê. Amen. Nou, dit sal 'n goeie teken wees, dat jy wel die vrug het, waarin ek en jy God sal verheerlik. Hoor nou hierso. Galasiërs 5. Gaan ek vir ons lees hierso van vers 22 af. Maar die vrug van die Gees is liefde. Dan kan julle hoor gou hê. As jy 'n persoon is, waar die liefde van God straal uit jou hart, en waar ook al mense in kontak met jou kom, voel hulle lief gehê, omdat jy met hierdie goddelike liefde, wat in jou is, mense hanteer, aanspreek, né, en met hierdie liefde toemaak. As mense, as gevolg van die goddelike liefde, wat reeds inwonend in jou is, né, aangeraak word God verheerlik, en so verheerlik jy dan God. Nou sê hy, die volgende een, blydskap. Het jy geweet, dat deur jou blydskap, en nou praat ek nie omdat jy lag vir iets snaaks nie, maar het jy geweet, dat deur jou blydskap, en nou vra ek nie, omdat jy iemand kielie en hy lag nie, ek praat, dis nie blydskap, dis nie die blydskap waarvan ek praat nie. So die eerste een is liefde, die tweede een is blydskap, wanneer daar uit jou binneste wese, vanweë die werk van God binne in jou, omdat jy 'n innerlike goddelike blydskap het, 'n blydskap na buite toe uitvloei uit jou uit, wat uit God uitkom. As jy hierdie tipe blydskap het, word jou God verheerlik. Nou sê hy, en die vrug van die Gees is liefde, blydskap, en hoor hoekom nommer 3, vrede. Wat sê die woord van die Here van die vredemakers? Die vredemakers sal kinders van God genoem word. Maar julle, ek kom nou na jou toe, is jy 'n tipe een, waar daar onmin is, of waar dinge wil verkeerd gaan, dat jy tussen beide tree, en dat jy mense met liefde kom aanraak daarso, sodat daar 'n vrede tussen hulle kan kom? Is jy 'n bewerksteller van vrede, of wanneer jy in 'n vertrek inloop, en al die atmosfeer is miskien net nie lekker nie, nee, en toe jy daar inloop, toe begin die atmosfeer verander, omdat daar 'n ingeplante goddelike vrede binne in jou lê. Weet julle wat, as ons tot God nader, dan sal hierdie liefde, blydskap, vrede in ons binneste wees, en dan is dit, hoor gou hier, vrug wat ons dra. Hierin word my Vader verheerlik, dat julle veel vrug sal dra. Kom ons kyk na die ander vrug. Hy sê lankmoedigheid.
Wat is lankmoedigheid? Jy's nie hierdie ongeduldige, moeilike mens en jaag almal aan en het hierdie absolute, hoe kan ek sê, onrustigheid in jou en jy dra dit oor op almal nie, maar daar is 'n goddelike tipe lankmoedigheid en 'n verdraagsaamheid in jou. So lankmoedigheid. En dan vriendelikheid. Nou ek hoef nie vir julle te sê wat's vriendelikheid nie, maar dit is nie net to be nice nie, net om nice te wees nie. Julle, dit is 'n vriendelikheid weer eens wat van binne deur die Heilige Gees uit jou uitkom en uit hierdie vriendelikheid uit voel mense aangeraak en hulle ontvang eintlik soos wanneer iemand vrug eet, ontvang hulle eintlik iets van jou. Amen. 'n Vriendelikheid. Dan goedheid en getrouheid. Nou hierdie getrouheid het ek hierso met rooi so 'n paar keer onderstreep in my Bybel, né? Getrouheid is 'n baie belangrike ding, dit is 'n vrug van die Gees. Hierin word my Vader verheerlik dat julle veel vrug sal dra, getrouheid. En hierdie een is vir my so mooi wat min mense besit. Sagmoedigheid. Weet julle wat, die Satan het dit reg gekry dat as ons van mense praat wat sagmoedigheid besit, dan praat die mense in 'n negatiewe gesindheid met, ag, dis nou 'n ou sagmoedige ou vroutjie daai nou, dit amper asof sy 'n swakkeling is, asof sy sagmoedig is. Maar God sê dis 'n vrug van die Heilige Gees. En hoor nou, hierin word my Vader verheerlik as jy hierdie vrug dra. God word groot gemaak in hierdie vrug van jou. En dan sê hy natuurlik, en selfbeheersing. So, ek gaan teruggaan hier na Johannes 15 toe. Hierin word my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Julle, ek wil vir julle vra, gaan na Galasiërs 5 toe, gaan bestudeer die vrug van die Gees, né? En dan vra die Here om jou te help om dit in jou oop te maak en wakker te maak, dat jy dan wel hierdie vrug sal dra, want so word God verheerlik en sy naam groot gemaak. Ek wil vir ons 'n gebed doen. Ek voel op hierdie een het ons nodig om te bid, vir die Here te vra om hierdie gawes van die Gees vir ons te gee. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, ons wil U so graag verheerlik, groot maak, Here, blydskap tot U bring, Here, my God. En ons kom so tekort aan die vrug van die Gees. En ons bid U nou, Vader, help ons, trek ons nader aan U, bewerk dit binne in ons, dat ons in hierdie liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, geduldigheid, Here, al hierdie dinge, Here, sal beweeg, Here, my God, getrouheid, Here, getrouheid, en ons sal hê sagmoedigheid, en ons sal hê, Vader, sagmoedigheid, want so word want U is U verheerlik, want ons dra U vrug. Ons dank U daarvoor, en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. my hande. Liefde, seëning. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.